Ons het nou die basiese ene gedoen van momentum. Ons het toe nou gekyk na die verandering in momentum. Nou ons gaan daai nou gebruik en nog 'n bietjie van dit opbou in die volgende. So ons kan vir julle in die eksamen vra vir die definisie van Newton se tweede wet in term van momentum. So hierdie gedeelte gaan ons van dit werk. Sy definisie is die netto of resulterende krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering van momentum van die voorwerp in die rigting van die netto krag. Dis 'n mondvol. Maar julle moet hom so vir ons gaan leer woord vir woord. So ons het nou daarso gesien, hulle praat daarso van netto krag, so ons gaan eers nou met F net moet begin werk. Dan kyk ons na die volgende definisie wat julle moet ken. Nou gaan ons ook werk met impuls. Dit is Newton per sekonde. Dis 'n eenheid, julle moet dit so leer. Ek gaan nou vir julle sê hoekom. Sy definisie is die produk van die resulterende of netto krag wat op 'n voorwerp inwerk en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. So nou moet ons begin kyk na die formule. Dit is nou wat hulle hierso vir ons onder sê. Daai het ons geken as die verandering in momentum. Verandering in momentum, in die geval in hierdie formule, kan ons gaan sê die produk van die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk, so ons het F net, en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk, so dit is ons delta T. Daai as ons hulle met mekaar gaan mal, gaan ons impuls kry, Newton per sekonde. Nou gaan ek gewys, hulle kan dit as volg ook vir julle skryf. Hierdie word vir julle gegee op 'n formuleblad, julle moet dit net kan gaan toepas. Kom ek wys gou vir julle hoekom ons by daai formule eintlik uit. Dis nou vir interessantheidshalwe. So dit is nou waar ons Newton se tweede wet eintlik nou in terme kom. So as ons praat van Newton se tweede wet en impuls, dan gaan gebruik hulle hierdie formule. So ons ken Newton se tweede wet as F net gelyk aan m maal a volgens ons Newton wette. Ons kan aflei van of ons een vergelyking of ons bewegingsvergelykings dat die formule vir ons gegee word, die finale is gelyk aan die begin plus a delta t. Ons kan hom gaan herskryf om vir a die onderwerp van die formule te maak. Ons het nou vir a die onderwerp van die formule nou gemaak, so dit is jou finaal minus jou begin op delta t. Nou gaan ons dit 'n bietjie substitusie gaan plaasvind. So F net is gelyk aan jou massa maal a. Ons kan in a se plek kan ons die Vf minus die Vi op delta t gaan insit. Dan kry ons die volgende. As ons die massa nou gaan inmaal, dan kry ons daai boonste en dit moet vir julle nou baie bekend begin lyk. Dit is dieselfde as delta P en delta T is onder. So dit is waar ons by die formule uitgekom het. Dis waar Newton se wet nou ook in berekening gebring word. As jy hom so gaan kry of as jy hom F net delta T kry, weet jy ons werk hierso in term van Newton se tweede wet en impuls. Nou, ons het in Newton se wette ook baie kere van ons veiligheidsgordels en daai goeters het ons gedoen. So hierso gaan ons dit by momentum ook moet gaan doen. So ons moet verduidelik die verwantskap tussen die netto krag en die verandering in momentum van verskillende bewegings. So ons gaan nou weer hierso kan sien, daai is weer direk eweredig, daai is omgekeerd eweredig. So as ons daarna gaan dink, as jou verandering in momentum verhoog, gaan jou F net verhoog. As jou F net verlaag, gaan jou verandering in momentum verlaag. Hierso is dit nou weer as jou tyd verhoog, dan sal jou F net verlaag. As jou F net verhoog, dan gaan jou tyd weer verlaag. So kyk net elke keer hulle werk saam. So daar's 'n paar voorbeelde in die eksamen wat ons vir julle kan gee. Die eerste een is normaalweg jou lugsakke. Moderne karre gebruik lugsakke as 'n beskermingsstelsel. Wanneer die lugsak opblaas tydens die botsing, is die kontaktyd van die passasier of die bestuurder met die lugsak langer, bedoelend jou tyd is langer, as sonder 'n lugsak, wat nou sin maak, en verander die krag op die passasier of die bestuurder, bedoelend die kontaktyd was langer, so hy's groter, bedoelend die krag wat op daai passasier of die bestuurder gaan minder wees. Ons kan vir julle vra in terme van 'n vrommelsone van motors. Ongelukke vind plaas op paaie van ons land. Jy moet nou nie daai soort detail gee nie,
Moderne motors het vrommelzones op die risiko van dood of besering te verminder tydens 'n botsing. Die voorkant van die motor is ontwerp, julle moet nou nie so in detail gaan nie, ons soek meer spesifieke inligting wat ons nou gaan gesê. Terwyl die voorkant vrommel sal die sterk sentrale kajuit met die mense in beweeg die motor vir 'n langer tydperk, soos die momentum verminder. Dit lei tot 'n vermindering in krag. So jou momentum, maar wys julle so eerder, so julle momentum het nou verminder. Dus sal die krag ook verminder. By die boonsteen het ons met die tyd gewerk, die tyd het hierso verhoog, so die krag wat op hulle uitwerk is minder. So hierso sê hulle vir ons, dit lei tot die vermindering van die krag wat deur die passasiers ervaar word. Dan kan ons met jou veiligheidsgordel weer werk. Moderne karre, eintlik alle karre, moet sitplekgordels en om die passasiers te beskerm en die bestuurder. Wanneer 'n motor tot stilstand kom, moet die passasier in die motor ook al momentum laat daal tot 0. As gevolg van die passasier se traagheid, baie lekker woord daai nie, moet hul beweging behou totdat dit 'n netto krag in die teenoorgestelde rigting, hierdie verandering in momentum, teenbeweeg. So die gordel bied hierdie keer 'n netto krag uit. Sonder die sitpleksgordel sal die netto krag gebied word deur die vooruit van die paneelboord wat kan lei tot 'n ernstige besering. Selfs nou weer hierso, dit werk weer met die kontaktyd. Die kontaktyd gaan weer langer wees op die sitplekgordel. Dit sê vir ons dan die krag wat die veiligheidsgordel of in die botsing sal minder wees. Kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar voorbeelde vir ons F-net, ons impuls en ons Newtonwette. So die eerste een sê daar vir ons 'n sokkerbal met 'n massa van 0,5 kg beweeg met 'n snelheid van 12 meter per sekonde na 'n sokkerspeler toe. Net voor die sokkerspeler die bal skop. Wanneer die sokkerspeler die bal skop, beweeg dit met 'n snelheid van 15 meter per sekonde in die teenoorgestelde rigting. So ons gaan, jy moet altyd my rigting gaan kies. Kyk of jy kan sien wat se rigting ek gebruik het. So hulle sê daar vir ons by die eerste ene bereken die verandering in momentum. So dit is weer 'n vraag wat ons al lankal terug gedoen het. Soos weer delta P is gelyk aan ons formule vir die finaal minus die begin. So ons gaan nou kyk 0,5 minus 15 het in die teenoorgestelde rigting beweeg, so hy's negatief hierso. En dan die 12 het na die sokkerspeler toe beweeg, so dit is positief 12. Hy is in kilogram gegee die massa van die bal. Ons kom uit by die verandering momentum as minus 13,5. Ons mag hom nie so los nie. So ons verander hom na 13,5 kg per sekonde. Jy moet vir my rigting gekies het. Kyk wat is jou rigting. Jy gaan by dieselfde antwoord moet uitkom. Of jy nou 'n ander rigting gekies het of nie, jy sal by dieselfde antwoord uitkom. So hierso sê hulle dit was minus, so hy was in die teenoorgestelde rigting, so hy het weg van die sokkerspeler af beweeg. So jy gaan net sê weg van die sokkerspeler, of ek al gesê het in die teenoorgestelde rigting. Dan vra hulle nou meer vir ons hierso. Dit is nou 'n bietjie meer wat ons Newton se wette nou in berekening gaan bring. Bereken die krag wat op die bal uitgeoefen word as die kontaktyd 1,2 millisekondes is. Hulle vra baie min millisekondes, hulle vra meerderheid van jou sekondes. So ons gaan nou een van daardie twee moet gebruik. Jy kan enige van die twee skryf sommer die eerste nie, jy kry jou punt. Ons gaan hom nou net in die volgorde se want ons soek die krag. So hy is sommer klaar in F-net. Wat gaan ons doen? Ons gaan bereken nou, ons het uitgewerk delta P, verandering in momentum was minus 13. Asseblief maak seker. Ons het nie gesê dis 13,5, jy gebruik die getal wat jy hierbo geskryf het, moet jy in berekening bring. As jy by jou eerste vraag regs as positief verkies het, moet jou hele vraag so beantwoord word. Nie die hele vraag self nie, net die hele vraag. So hulle het vir ons die kontaktyd ook gegee om van sekondes na van millisekondes na sekondes te gaan, maal jy met 10 tot die mag minus 3. Ons toe kom by 'n antwoord uit van minus 11.250 Newton. En ons moet altyd onthou nou weer daarso krag is ook 'n vektor. So ons moet gaan sê weg of na die speler toe.
So dis 11.250 Newton weg van die sokkerspeler af, want ons het 'n negatiewe waarde gekry. Dan kan hulle vir jou vra, stel die verandering in momentum in 'n vektordiagram voor. Ons het dit in die vorige video's gedoen, hier doen ons dit nou weer. Jy moet nou net bysit daarso watter een was jou finaal, watter een was jou begin en watter een was jou verandering. Dis nie nodig om die pyltjie daarbo te sit nie. So as ons gaan kyk, ons beginsnelheid was 12 gewees, daar soos hy, en in die teenoorgestelde rigting was die ander ene toe 15. Ons het uitgewerk met die 15 was in die negatiewe rigting, so jou blou pyltjie, jou verandering moet ook in 'n negatiewe rigting wys. Voorbeeld 2, kom ons doen sommer 'n eksamenvraag wat in een van die vraestelle was. 'n 58,5 gram tennisbal beweeg teen 'n spoed van 8 meter per sekonde na 'n muur toe. Dit spring terug in die teenoorgestelde rigting teen 'n spoed van 6 meter per sekonde. So kom ons sê dan dit beweeg na die muur toe as positief. So nou sê hulle vir ons, bereken die momentumverandering. Gaan ons weer die formule gebruik. Enige van die twee, skryf sommer dan die ondersteene of die boonsteene, jou keuse. Delta P is dan, nou moet jy gaan mooi kyk, daai is in gram, jy moet hom verander na kilogram toe, so maak seker, so gaan vat daai, deel met 1000, sit hom in. So ons finaal, gaan hulle vir ons sê, het in die teenoorgestelde rigting beweeg teen 6 meter per sekonde, so hy moet as -6 ingesit word. Die minus bly daar, want dit is deel van die formule. Weer die massa van die tennisbal en dan 8, want hy beweeg, ons het nou gesê, na die muur toe is positief, so hy is positief. Wanneer ons hom uitgewerk het, toe kom ons uit by minus 0,82. Ons mag hom nie so los nie. Jy moet hom gaan herskryf as 0,82 kg meter per sekonde. Hy's negatief, so hy beweeg weg van die muur af. Hy's nie na hom toe nie, want as hy na hom toe was, sou hy positief gewees het. Nou vra hulle, teken vektordiagramme om die verwantskap tussen die aanvanklike, finaal en die verandering van momentum te gee. Weer soos wat ons laas keer gedoen het. Dis nie nodig om die getalle in te sit nie. Ek het dit nou net daar ingesit om dit nog makliker te maak. Ons weet die beginsnelheid. Die beginsnelheid het jy daarso bereken. Dan moes jy by 0,468 uitgekom het. Dis nie nodig om dit uit te gaan werk apart elke keer nie. By hierdie een het ons by 'n ander getal by ons finaal uitgekom. Dit het vir ons 'n minuswaarde gegee, so het in die teenoorgestelde rigting beweeg. Wanneer ons hom uitgewerk het, toe kom ons uit by minus 0,82. Ons weet hy beweeg weg van die muur af, so hy moet in dieselfde rigting wees as jou finaal. Voorbeeld 3. 'n Cricketbal met 'n massa van 80 gram word gebul teen 'n snelheid van 24 meter per sekonde. Nadat geslaan is sy snelheid 36 meter per sekonde, maar in 'n teenoorgestelde rigting. Bereken die verandering in momentum van die cricketbal. Ons gaan eers vir ons rigting kies. Ek kies regs as positief. So kom ons werk hom gou uit daarso, so dit is ons momentum, verandering momentum, jy skryf jou formule neer. Ons gaan vul in, maak seker, dis 80 gram, hy moet na kilogram toe verander soos 0,08, minus 36, hulle het vir ons gesê, dit word geslaan en sy snelheid is nou in die teenoorgestelde rigting, so hy is negatief 36. Die negatief gaan bly, volgens formule, 0,08 en die 24 is in die positiewe rigting, want sy aanvanklike snelheid was gebul gewees met 24 meter per sekonde. As ons hom uitwerk, kom ons uit by minus 4,8. Onthou om dit positief te skryf, so delta P is dan 4,8 kg meter per sekonde na links. Ons het 'n negatiewe waarde gekry, regs was positief, so hy beweeg links. Tweede vraag, as die kontaktyd met die kolf 2 maal 10 tot die mag minus 3 sekondes is, wat is die waarde van die krag wat uitgeoefen is op die bal? Net om te hoor kontaktyd en krag, en weet ons gaan met die impuls of die delta P werk, met F net en delta T. Jy kan hom weer gaan herskryf, want ons werk weer met die krag, so ek soek weer spesifiek die krag. Jy gaan nie 4,8 hier gebruik, jy moet een boom gebruik, want jou teken of jou rigting moet in berekening gebring word hierso. Soos minus 4,8 oor 2 maal 10 tot die mag minus 3, die kontaktyd wat hulle gegee het, gee vir ons dan 'n waarde van 2400 Newton. Ons het 'n negatiewe waarde gekry. As jy daai gaan uitwerk, onthou om dit dan te gaan skryf in 'n rigting, so dit is na
links. Voorbeeld 4, nou gaan ons 'n eksamenvraag sommer weer doen. 'n Voetbal met 'n massa van 500 gram nader 'n speler se voet teen 4 meter per sekonde. Die speler skop dit terug op die oorspronklike pad en oefen 'n krag van 45 Newton teenoor die rigting van die naderende bal uit. Sy voet het 0,2 sekondes kontak met die bil. Ignoreer die uitwerking van wrywing. Okay. So hulle sê nou daar vir ons bereken die snelheid waarteen die bal sy voet verlaat. So ons moet net gou eers 'n rigting gaan kies. So kom ons sê na die voet toe is positief, weg van die voet af is negatief. So ons gaan nou in hierdie geval gaan ons delta P is gelyk aan F net delta T gebruik outomaties want ons het krag gekry en ons het kontaktyd nou gekry. Nou moet 'n mens net gaan mooi kyk waar kan 'n mens hierso iets gaan manipuleer of gaan substitueer om vir ons spoed te gee. Die enigste plek waar ons dit kan gaan doen is by die verandering in momentum. Hier is ook ons 'n impuls. So ons kan dit gaan sê as die massa finaal minus die massa begin. Nou moet ons gaan kyk. Hulle het vir ons gesê die 45 teenoor die rigting van die naderende bal. So is eintlik hy is besig om 'n krag weg in die ander rigting in beweeg, so dit word minus 45. So dit gesê so in die teenoorgestelde rigting van die naderende bal, so dit beweeg weg van die voet af. Ons het die kontaktyd is 0,2 sekondes. Ons het die massa, dit vir ons gesê die massa is 500 gram, onthou om dit na kilogram te verander. So hulle sê bereken die snelheid waarteen die bal die bal sy voet verlaat, so dit bedoel is eindsnelheid wat ons soek. Jy kan aan die kant aan die so 'n lysietjie maak ook van alles wat jy insit, wat jy kan insit, dan kyk jy wat se formule die beste gaan werk vir jou. So ons moet nou gaan kyk daar, so dit vir ons die beginsnelheid gegee, dat gesê dis 4 meter per sekonde. Ons gaan gewone wiskunde gaan doen daarso en dan kom ons uit by 'n waarde van minus 14. Ons moet hom in 'n positief gaan skryf want ons weet snelheid is 'n vektor, so dit word 14 meter per sekonde weg van die voet af want ons het al sê na die voet toe was positief. Nou as hulle bereken die bal se verandering in momentum. Ons weet verandering in momentum is delta P. Kyk gou wat ons dalk nog kan doen. So ons weet daai is die formule vir die verandering van momentum. So dit is 0,5. Ons het nou net uitgewerk wat is die spoed, so dit is minus 14 en dan die 0,5 maal die 4 gee vir ons dan minus 9. Onthou verandering in momentum, hy is 'n vektor, so jy moet vir my groot in rigting gaan gee. So dis 9 kg meter per sekonde weg van die voet af. Jy kon dit ook gaan uitwerk deur jou krag wat vir jou gegee was en jou kontaktyd, want jou krag en jou kontaktyd is dieselfde as impuls en ons weet daai verteenwoordig ook die verandering in momentum. So as jy gesê het minus 45 maal 0,2 sou jy ook by minus 9 uitgekom het. Onthou om dit net te gaan herskryf. Dan laaste is hulle kan vir jou vra gebruik vektordiagramme om dit te illustreer. Ons het gesê jou beginsnelheid is in die positiewe rigting want al het vir ons gesê is 4 meter per sekonde. Jou nie snelheid nie, jou eindmomentum, finale momentum het ons uitgewerk was in 'n negatiewe ene, so is negatief met die minus 14. En dan as ons dit uitgewerk het, jou verandering in momentum was minus 9, so jy moet in 'n negatiewe rigting jou pyltjie wys. Voorbeeld 5, 'n cricketbal met 'n massa van 156 gram weeg, beweeg teen 54 km per uur na 'n kolwer. Dit word deur die kolwer na die bowler teruggeslaan teen 36 km per uur. Bereken die impuls wat op die bal uitgeoefen word. Okay, so ons weet impuls is daai delta P is gelyk aan massa finaal minus massa begin. Hoe gaan ons hom nou gaan uitwerk? Ons weet daai is in gram, ons moet hom nou na kilogram toe verander. Nou moet jy gaan kyk, jy gaan sien daar's kilometer per uur. Ons werk net met meter per sekonde, so jy moet nou onthou om jou kilometer per uur na meter per sekonde toe te verander deur om te gaan deel met 3.6. So daai 54 gedeel deur 3.6 gaan vir ons dan die 15 gee
en die 36 gedeeld deur 3.6 gee vir ons dan die 10. So sy beginsnelheid was 15 en sy eindsnelheid was 10. Ons gaan hom nou hierso minus maak, want na die kolwer toe is dit positief, weg van die kolwer af is negatief. So ons kom uit by minus 3,9. Onthou met in 'n positief skryf, onthou ek het nou impuls gevra. Ek het nie nou verandering in momentum gevra nie. Jy moet vir my nou gaan skryf Newton per sekonde. As jy kilogrammeter per sekonde gaan skryf, gaan die kanse baie groot dat ons dit nie gaan merk daai laaste stuk nie. Want ek het impuls gevra. Impuls het sy eie unieke eenheid. Soos 3,9 Newton per sekonde, weg van die kolwer af, want ons het gesê na die kolwer toe was positief. Nou vra hulle vir ons die gemiddelde krag wat die kolf op die bal uitgeoefen as die bal in kontak is met die kolf in 0,13 sekonde. Die gemiddeld is nou net daarom jou uit te gooi. Jy gaan weer gebruik delta P is gelyk aan F net delta T. Ons gaan die gemiddelde krag gaan bereken. Wat gaan ons nou hierso gaan sê? Ons gaan nou gaan sê dit is minus 3,9, onthou dit was minus 3 oor 0,13. Ons het by minus 30 uitgekom. Ons het by minus gekom, ons weet dit beweeg weg van die kolwer af, so die gemiddelde krag is 30 Newton weg van die kolwer af.